Ons soek nie swaar kry in ons lewe nie. En 'n groot deel van ons finansies en ons gebedstyd word spandeer om die lewe so maklik moontlik te maak. Maar die Bybel sê, moenie so vinnig by swaar kry verbystap nie. Stop eers 'n rukkie. Kom ons dink vandag daaroor. Here, dankie dat U die lewe ken. En dat U hom geleef het en nie soos ons dink dat die ideaal moes wees nie. Dankie dat U deur wat U doen vir ons kom wys het wat die regte is. En wil U vandag vir ons leer. Amen. Ons lees Jakobus hoofstuk 1 van vers 2 af. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. Julle moet bly wees, wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Die wese van ouerskap is om die instink van my kind te gaan. Die instink waar hy op onmiddellike behoeftebevrediging ingestel is. Dat hy kan eet wat hy wil, wanneer hy wil, dat hy kan gaan slaap wanneer hy wil, dat as ons winkel toe gaan, hy kan vat wat hy wil, en as hy huil, ek kom net sy sin gee, dat hy net moet ophou. Die doel is om vir 'n kind te leer dat daar grense is. Maar dit is moeilik, die kind verstaan dit nie, hy gaan dit teen, hy toets dit, en ouerskap beteken dat hy konsekwent in die regte rigting bly beweeg. Totdat die kind later verstaan, dat hy nie net die dinge doen wat lekker is nie, maar wat reg is. Die probleem is, as die kind nou groot is en op sy eie is, kom hierdie ding heeltyd terug, dat ek dit wil doen wat vir my lekker is. En mens sien dit die heel duidelikste as ons begin ouer word. En as ek 'n kind is, moet ek dit doen wat reg is, maar as ek ouer word, dan word dit wat ek wil doen skielik reg. As ek sukkel om op te staan, sê ek vir iemand, help my asseblief opstaan. En as ek nie ver wil loop nie, dan hoef ek nie ver te loop nie. En as ek sê, nee, hierdie is te moeilik, hierdie boek is te dik, ek wil hom nie lees nie, dan kan ek hom ophou lees. In hierdie gedeelte in Jakobus 1 sê hy, broers, julle moet bly wees as beproewings oor julle kom. Ons wil op die kortste, maklike manier van beproewings ontslaa raak. Het sê dit beproewings in my gesondheid is, of in die verhoudings waarin ek is, of van spanning in ons familie, by my werk, my finansies, enige druk wat ek daar het, dis beproewings. En ons vra die Here, neem dit net vinnig weg. En die Here sê, nee, stop 'n oomblik. Kom ons dink prinsipieel daaroor. En dan begin ons te besef dat beproewings nie ons vyand is nie. Dis ons vriend. Dis 'n tyd wat ek instinktief wil doen, moet teëgaan. Nou dit weet 'n mens, dat die werklike vordering in 'n rigting, byvoorbeeld as jy atleet wil wees, beteken dat jy die behoefte om nie te oefen nie, om net te sit, moet teëgaan. Jy moet oefen. Jou spiere kla verskriklik, net 'n kind wanneer hy klein is, maar jy oorheers hom, jy dwing hom om dit te doen wat reg is. En met tyd word hy al hoe fikser. 'n Mens wil nie leer nie. Leer is swaar. Ons wil graag net 'n bietjie TV kyk. En dan juis word dit 'n belangrike ding in my lewe. Dat ek dit doen wat vir my swaar is. Ek is eintlik bly as die ding gebeur, want dit gee my kans om daai ding te oefen. En so is dit in die lewe en ook in ons geestelike lewe. So in plaas van net te bid, Here, laat hierdie ding verbygaan. Hy kan verbygaan, ek meen om finansiële druk te moet hê, is nie iets wat ons begeer nie. Maar wanneer dit kom, sê die Here, spandeer 'n rukkie tyd daarmee. Kom ons dink oor wat gebeur. Dis eintlik 'n geleentheid wat jy kry. Ek hou nie van sukkel nie. En as ek iets swaars moet dra, veral soos ek ouer word dinge al hoe moeiliker. Bly ek langer siek en kan ek nie meer so vinnig hardloop nie. Opstaan is vir my moeite. En is die versoeking geweldig om kort paaie te vat en dit net nie meer te doen nie. Iemand my maar net op te help. As ek winkel toe gaan, so na moontlik aan die winkel parkeer. En tog het die insig ook met ouderdom gekom,
dat daardie dinge sleg is vir my. Ek kan nie my instink vertrou oor wat vir my goed is nie. Wanneer die swaar kom, moet ek die voordeel daarvan sien, soms dalk die voordeel daarvan soek. En dit beteken dat ek my gewoontes aanpas. Dat ek byvoorbeeld in plaas van maar net 'n tydskrif lees, ook 'n goeie boek lees. Of dat ek een of ander vaardigheid aanleer, dalk 'n musiekinstrument leer speel, 'n nuwe taal aanleer, dat ek inskryf vir 'n kursus of kyk na my stokperdjies. As ek winkel toe gaan en nie so na moontlik stop nie, maar dalk so ver moontlik stop om ekstra te stap. En as iemand my wil ophelp vir hom sê nee, dit lyk erg, maar ek sal regkom want daai sukkel is goed vir my. Om bly te wees wanneer ek geleenthede het om my instink te gaan. En my verhaaltjie, bekende verhaaltjie wat dit illustreer, is die van die man en vrou wat 'n seentjie gehad het. Hoog in die berge gebly daar in Europa se berge, baie koud en afgeleë. En 'n klein koninkrykie waarin hulle gebly het met 'n wonderlike koning. En hulle seentjie het so 3 jaar oud geword, die eersteling wat hulle gehad het. En hy was 'n pragtige kind om verskriklik geniet. En toe hy 3 jaar oud is, toe is daar weer vir hulle seentjie gebore. Maar die vrou is oorlede met die geboorte. En die man moes alleen hierdie kind grootmaak. En hy het baie swaar gekry en dit was vir hom sleg geweest. En hy het besluit dat hy gaan vir sy kind dinge so maklik moontlik maak. Sy kind moet 'n voorsprong hê bo hom. Hierdie nuwe ouetjie wat gebore is toe die ma nou nie meer daar is nie, was vir die pa 'n probleem want hy het geskree en hy kon nie slaap en so aan nie. En hy het moeilik gemaak, die ander kind ook het sy slaap uitgehou en die kind moes lekker slaap want in die dag moet hy 'n bietjie bederf word. So het hy sommer vir van die arbeiders daar buite gegee en sê pas hierdie kind op, ek gaan nie huishou met hom nie. En so het hy daar in die koue tussen hulle groot geword. Maar soos hy ouer word, sy pa besef, maar ek kan nie net vir hierdie ouetjie kos gee en hy moet niks doen nie. Veral die ouer seun moet besig gehou word. Hy is baie lief geweest om TV te kyk en op die TV al die kinderhelde, He-Man, Superman en Batman en Hulk, al die helde wat daar is. En sy pa was opgewonde dat sy kind het so geniet, want hy besef wat 'n groot probleme los hierdie mense op. En die kind sien dit als en hy leer als hy oor die lewe by hulle. Dit was wonderlik. En hy het toe gesê dat hierdie jongste kind wat toe nou so 5, 6 jaar oud word, moet vir hulle uitbring want dit is baie koud. En hierdie ouetjie is baie bang vir sy pa en hy het dan in die koue gestaan, dik bome afgekap en kleiner stukkies gekap en na die huis toe gevat. En die pa het ook gesê wel en terwyl jy daar is, jy is nog groot genoeg, kan jou eie kos maak, maar jy moet sorg dat ons skaapvleis kry, want die oudste seun hou baie daarvan. So hierdie ouetjie moes planne maak dat hulle skape kon kry, maar dit was moeilik daar, want die skape en daai onherbergsaamheid was daar beere gewees wat hierdie skape aangeval het en hy moes planne maak om die skape meer te maak en hulle te beskerm. En eendag het hy hom misgis. Toe hy weer sien, toe is die beer tussen die skape en hy besef, as hier 'n skaap dood is, gaan my pa my doodmaak. En hy is toe nou 'n jong man en hy het nou baie goed gedoen, hy het 'n bietjie lyf aangesit en hy storm die beer en hy pak hom en is 'n geveg om lewe en dood. En die seun het by die dood omgedraai, die beer het hom verskriklik seer gemaak, maar uiteindelik kry dit reg om hierdie beer dood te maak. Hy het 'n rukkie gevat om te herstel, maar toe was hy heel wat slimmer geweest. Eendag sien hy die mense van die koninkryk is op pad na die koning se paleis toe. En hy wonder, wat gaan almal soontoe? En hy sien daar gaan sy pa en sy boetie ook uit en hulle het 'n tas in die hand. En hy vra vir iemand, wat gaan daar? Nee, sê hulle, die koning word oud en hy soek 'n nuwe koning. En hulle, die jong manne van die koninkryk moet gaan dat hulle uit hulle iemand kan kies wat die volgende koning kan wees. Sê, sjoe, ek sal graag wou sien hoe hierdie nuwe koning, ons het 'n baie oulike koning gehad. En hy het die skape veilig versorg en hy is ook soontoe. En toe hy daar kom, sien hy staan op 'n afstand, hy sien die wat deelnemers daar naby voor by die koning. En die koning sê, die eerste toets wat hierdie man moet aanlê is dat hy dapper moet wees. En hy het 'n massiewe hok daar, van dik staal. En binne in hierdie hok is 'n verwoede beer. En hy sê vir die mense, die een wat hierdie beer met sy kaal hande kan doodmaak, kan die volgende koning van die land wees.
Almal skrik want die beer lyk regtig baie boosaardig. Maar iemand sê nee, wag man. Hierdie koning sal nie regtig iemand doodmaak nie. Laat doodmaak. Hy is net 'n sirkusbeer, hy lyk net gevaarlik. Hy sê ek sal gaan, dan maak die hok oop en toe hierdie ou ingaan. En 'n oomblik kom die beer nader, trek sy poot terug, kap hom en mors dood. En almal besef hierdie is ernstig. En die oudste seun dink so en hy toe sy tas daar wat sy pa saamvat het, is met al die klere van hierdie helde. Hy het Spider-Man klere en He-Man klere en Superman klere en Hulk se mondering. En hy besef toe nee, hierdie ouens het nie een beere aangevat nie. Hulle het ander tipe goed gedoen. Hy gaan hierdie eenmaal los. Die koning sê niemand nie. En die jongste seun sê, koning, ek sal. Hy weet ken beere bietjie. Hy het by die dood omgedraai weens een. Stap nader, hulle maak die hok oop en in 'n oomblik toe hy in is, maak hy die hok toe en staan terug. En die beer het al bloed geruik en hy kom dadelik nader en hy trek sy poot terug en hy kap. En toe hy so kap, toe buk hierdie ouetjie af, koets hy en die beer kap oor hom. Hy spring agter die beer om en gryp hom sy nek. En hy wurg hom tot die beer dood is. Koning sê nie, dit is indrukwekkend. Kom ons, is nou goed dat hy dapper is, maar hy moet ook sterk wees. Vat hulle na 'n groot klip wat daar aan die grond lê. En almal kom nader en span hulle spiere probeer hulle bes, maar hulle roer nie die klip nie. En die oudste seun besef, hier's my kans. En hy sê sy pa, He-Man, Superman het nou nie vandag vir beerkans gesien, maar een ding weet ek, Hulk kan klippe optel. En sy pa trek van daar sy Hulk-mondering aan en hy stap nader, hy sak af en hy vat met alle mag daai klip. Maar hy kry hom nie geroer nie. Almal wonder wat van die jongste seun, hy kom nader, hy het baie dik bome afgekap, baie hard gewerk, swaar goed gedra, en hy buk af, en hy span sy spiere, en hy lig die klip. Koning sê indrukwekkend, maar ons het 'n derde toets, en dit is, hy vat hulle na 'n hoë krans toe, geweldig hoog, loodreg, en sê die een wat hier afspring en lewend onderaan kom, kan die volgende koning wees. En almal staan terug en besef nie, hier gaan jy seer kry. En die oudste seun besef hier sy kans. En hy sê vir sy pa, Hulk is vandag bietjie af en Superman, maar een ding weet ek vir 'n feit, Batman kan vlieg. En hy sê vir sy pa, bring my Batman klere, trek dit aan en hy gaan staan op die rand van die afgrond, sy pa hou die mantel, sy punte so vas. En hierdie ouetjie spring, en wat gebeur? Hy val hom dood. En die jongste seun kom nader en hy sê, koning, ek wil net vir u sê, die een wat hier afspring, met sy kop laat lees. Koning sê, die ander het nie afgespring oor hulle bang was. Hy het nie afgespring oor hy slim is. En hy het die volgende baie goeie koning van hierdie land geword. So as ons die swaar kry, sy stap, dan verbeur ons die kans om sekere fasette van ons persoonlikheid en ons karakter en ons integriteit te oefen. En daarom wanneer 'n toets kom, hy is dalk net tydelik, dalk word die probleem opgelos, dalk nie, is dit my kans om vir die Here te sê, Here, dankie dat u hierdie ding oor my pad gestuur het. Die Here het nie beplan dat dit moet kom nie. Die lewe doen dit baie keer aan ons weens 'n gesondheidsprobleem of omstandighede wat dit ook al mag wees. Maar terwyl hy kom, is die Here die een wat daar is en met pad saam met ons loop en ons karakter vorm. Kom ons wees bly oor die geleenthede wat hy ons gee om beter te wees. Here, dankie dat u ons kanse gee om dinge reg te maak. En dat u ons karakter vir u belangriker is as ons voorspoed. U gee regtig om en ons vertrou u daarmee. Dankie dat u ons nooit alleen laat nie. Dankie dat u daar is, dankie vir mense wat u vir ons gee. Help ons om dit te doen wat reg is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.